Nou julle, ons het vanmôre die wonderlike voorreg om vir twee van ons sendelinge wat ons in ons eie gemeente ondersteun ook vir baie jare reeds by ons te hê. En wil ek baie welkom sê vir Dominee Christo Brits. Hy is hier in ons eie omgewing betrokke by die blanke plakkerskampe onder mense wat baie behoeftig is. En hy gaan so 'n bietjie met ons deel oor waarmee hulle besig is en wat daar gebeur. En daarna gaan Dominee Vrede Waal met ons deel ook uit die woord van die Here. So baie dankie vir die geleentheid. Ons eer die Here vir so 'n kans. Baie dankie Dominee, goeiemôre gemeente. Ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. 'n Voorreg om hier te wees en ek wil net in kort so vinnig met u deel waarmee ons as gesin ook besig is in die oesland van die Here. Die Here het ons geroep en geseën om met mense te gaan werk wat ons partymal nie wil in die oë kyk nie en wat ons partymal wil vermy en vermis. En dis die mense wat op die straat is, mense wat nie meer heenkome het nie. Mense wat alles verloor het en net om vinnig vir u te sê, ons kan nie dink dit is mense wat graag al wil wees nie. Ek het letterlik al dokters, professors, advokate, predikante, pastore, noem die beroep, wat op die straat is en beland het. En dis ook nie almal ongeredde mense nie. Van hulle is baie mooi kinders van die Here. Daar het net goed in hulle lewens gebeur wat hulle heeltemal vernietig het en op die grond neergegooi het. Nou so het die Here ons ook gewys om saam met maatskaplike organisasies hand te vat, want die woord is wat vir my belangrik is onder die gedagte wat die Here vir ons gegee het van moet my nie oordeel as jy my nie ken nie en as jy my wil leer ken, leer my ken deur God se liefde. Nou God se liefde gee nie om wie of wat jy is of wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. Dit is herstellende liefde en daarom ook die gedagte van die fondamente lê van Jesus Christus en dan 'n tempel te bou, die opdrag wat die woord ook vir ons gee en vir ons leer. So ons is letterlik van maandag tot Vrydag of van Sondag tot Vrydag betrokke op die strate en by kampe en by organisasies waar ons mense ontmoet en met hulle deel en na hulle luister en vir hulle bid en net vir hulle liefde wys, want baie van hulle het letterlik liefde verloor. Jy weet, om sonder krag te wees klink moeilik. Ons almal raak ongelukkig as die krag bietjie af is. Die Here het ons as gesin bietjie deur 'n les gesit. Ons het vir die afgelope jaar geen krag gehad nie. Ons het letterlik 12 volt liggies gehad in ons huis en ons het daarom gas gehad om kos te maak, maar ons het geleer wat beteken dit om in 'n hout wendy te bly en of op die straat te bly en geen fasiliteite te hê nie. En nog steeds op die einde van die dag op te staan en vir die Here te kan dankie sê. En dit is ook wat ons hierdie mense leer. Ons leer hulle 'n dankbare lewe, dat die Here die ene is wat genees, die Here tel op en die Here herstel. So is daar baie verhale. Ek het ongelukkig net nie die tyd vanoggend om met u te deel nie, maar na die tyd, as jy wil kom hoor, is jy welkom daar in die tee saam te drink en te kom vra. Daar's baie verhale van mense wat uit diep plekke uit, wat die Here hulle gered het. Nie ek nie, nie die organisasies waaronder ek funksioneer nie, maar die Here self, hulle gered het uit daai diep sloot waarin hulle geval het en hulle opgelig het. Hy het selfs 'n persoon so uitgehaal en hy's besig om te leer vir 'n pastoor op hierdie stadium van die resies. Hy sit letterlik elke aand onder straatligte sy take in doen en sy leerwerk in doen en dan gaan skryf hy eksamens en dan vanaand is hy weer op die straat. So daar's nie net mense wat moed opgegee het nie, daar's mense wat ook weer teruggebring word in God se liefde en genade in. Nou ons leer hulle ook die chomp lewe. Dit staan vir Christ first, humbleness, obedience, ministry en prayer. Sodat hulle dit ook kan gaan uitleef. Hulle vat nie net die verantwoordelikheid om die woord te hoor en te herstel met die Here nie, maar ons verwag ook van hulle daar waar hulle is om Christus te gaan uitleef wanneer die Here hulle herstel het. Dit is so vinnig en kort. Ek wil nie te veel van Dominee Fred se tyd vat nie. As jy meer wil weet of meer belang wil stel, met liefde, ons gaan na die tyd beskikbaar wees vir enige vrae. Baie dankie. Dankie, Dominee.
soos wat u sien, die Here hoor nog gebede. Ek is terug. Ek sê net vir iemand, die koppie raas nog, maar ek meen dit het altyd geraas. So dis niks niets nie. Maar baie dankie vir elkeen van julle wat vir ons gebid het. Dit was 'n baie moeilike tyd, dit was vir Leslie 'n baie moeilike tyd. En ons is daardeur. Die dokters het gesê 2-3 jaar, maar die Here Jesus het besluit 'n jaar is genoeg. En ek het vir 'n jaar lank het ek verskillende soorte terapie gekry en ek kon eers na 'n jaar kon ek eers weer agter die stuur klim van my voertuig. Nou dit is vir my baie moeilik om my afhanklikheid aan my vrou oor te gee. Maar ek wil vir u sê, jy weet, sy het so mooi gery, sy het my stil gery. Ek het nie 'n woord gesê nie. Baie dankie vir julle gebede, hoor. Kom ons bid net saam. Wonderlike en dierbare Here. Baie dankie dat ons vanmôre voor U kan kom buig in diepe afhanklikheid en weet Here dat hierdie diens behoort aan U en nie aan ons nie. En baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees wetende dat U die prys betaal het vir ons en dat daar ergens iemand in ons verlede was wat aan ons die goeie nuus gedeel het, wat met ons gepraat het en wat vir ons vertel het van die liefde van die Here Jesus. En baie dankie vir die voorreg wat ek vanmôre het om te kan kom deel uit U woord uit. Here Jesus, in my gebed is dat U asseblief sal kom oorneem deur U Gees en dat U die woorde sal spreek wat gespreek moet word. Ag, ek vra dit in die naam van ons koning Jesus. Amen. Nou ja, ons gaan 'n bietjie, ons gaan 'n bietjie saam lees. Ons gaan begin daarsom met Matteus 28 vers 1. Matteus 28, jy kan die Bybels daar oopmaak. Matteus 28 vers 1, ons gaan daar begin lees by vers 1. En is jy reg? Ek vra nou of jy reg is, ekskuus, ek wil net myself interrupt. Ek het tydens my eksamenboodskap op kweekskool, het ek ook so gestaan en ek gee vir die mense 'n skrifgedeelte en hulle blaai. Ek sien later ouens blaai in die Ou Testament want ek wil preek uit Kolossense hoofstuk 3. Maar ek maak die foutjie om te sê Kolossense hoofstuk 13 en die manne blaai jong, hulle blaai Ou Testament, Nuwe Testament, maar hulle kry dit nie. En gelukkig een van ons dosente wat daar agter in die hoek sit, wys vir my 3. Nee, hy wys vir my so. Ek dink hy sê vir my sharp. En toe is ek baie opgewonde want ek is reg, dis die ouens wat nie weet waar om te blaai nie. En ek sê weer Kolossense hoofstuk 13 en hy wys weer vir my. Toe weet ek kan nie vir my 2 keer wys 'n sharpie. En toe ek afkyk, toe sien ek nee, wag so 'n bietjie, dit is Kolossense hoofstuk 3. So ja, jy het dit, nee. Matteus 28, goed. Okay. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word het, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing wat 'n engel van die Here uit die hemel want 'n engel van die Here het uit die hemel uit neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Maar in sy gedaante was dit weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie,
want ek weet dat julle Jesus soek wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom, kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig, sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dood, en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met groot blydskap en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. Okay, nou gaan ons oor na vers 28 vanaf vers 16. Die disippels, hulle gaan nou hoor dat die Here Jesus opgestaan het, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En mens kan amper nie dink dat daar mense is wat nog getwyfel het, nadat die Here Jesus opgestaan het, en hulle hom gesien het nie, nee. En Jesus het nader gekom, en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Nou vriende, sover as wat ek weet, deur al die jare, is u betrokke by wêreldevangelisasie, waarvoor ons die Here innig dankbaar is, in die EG Kerk, want daar is maar min gemeentes wat regtig die sending visie vat en dit uitleef. En daarvoor ons baie dankbaar dat u as gemeente by dit betrokke is. Maar jy weet, het gebeur so maklik dat mense betrokke raak by allerlei ander dinge in hulle lewe. En op een of ander stadium dan verloor hulle die doel, of hulle verloor die fokus op die sending opdrag. En dan begin hulle allerlei ander dinge doen. Met ander woorde, wanneer hulle fokus verloor, dan 'n mens verloor net fokus. Volgens my opinie, verloor 'n mens net fokus wanneer 'n mens nie, wanneer jy toelaat dat wêreldse dinge begin plek neem in jou lewe. Dat ander dinge eerste verantwoordelikheid raak in jou lewe. En daarom is dit nodig, ek dink dat ons vanoggend bietjie weer kyk na hierdie opdrag wat die Here ons gegee het. Ons moet bietjie kyk wat ons doen. Ons moet weer bietjie kyk waarom ons dit doen en hoe ons dit doen. En my gebed is dat die Here ons regtig sal seën vanmôre, dat hy met elkeen van ons sal praat en net vir ons weer uitwys, as ons dalk bietjie, ek dink nou aan my oë, my linker oog het seer gekry met die beroerte, so toe gaan ek nou vir 'n bril, want hulle sê my wheel alignment is uit, ek trek links, en toe maak hulle nou vir my 'n bril wat ek nou, my wheel alignment is nou in. Nou ek vra die Here dat die Here vanmôre ons geestelike oë so wheel alignment sal intrek as dit uit is, sodat ons weer almal op die pad van die Here kan gaan en wat die Here van ons verwag. In Handeling 1 vers 8 staan daar baie duidelik, ek meen dit is nie iets wat ons nie weet nie, daar baie duidelik wat julle sal my getuies wees, nie julle mag nie, julle sal, dit is as die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle, met ander woorde, dis deur die krag van die Gees van God, wat hulle dit sal
kan doen. En dan sê hy daarso ook in Johannes 20 vers 21, hy sê soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Niks onbekends nie, niks onduideliks nie. En dan sê hy in Markus 16 vers 15, hy sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En vers 24 is Lukas 24 vers 47 sê, en bekering en vergewing van sondes moet in sy naam verkondig word aan al die nasies. Vergewing van sondes moet verkondig word. En dan staan daar verder, en julle is my getuienis in vers 48. Nou baie duidelik hierso vriende, is dat die Here, u kan dit sien en ek kan dit sien. Ek weet as ons dit nie kan sien nie, dan is ons waarlik geestelik blind en geestelik stom. Dit is ons verantwoordelikheid as kerk, as nie net die kerk nie, as die kerk van die Here op aarde, om die evangelie uit te dra na ander mense toe. Dit is ons verantwoordelikheid om dit te kan doen. Want daar is 'n wêreld wat verlore is. Daar is mense rondom ons wat verlore is. So dit is ons verantwoordelikheid. En nou ek wil vanoggend met u praat oor 3 stellings wat net die Here Jesus Christus kon maak. 3 stellings. En die eerste ene is, daar staan, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Nou watter mens sou ooit in sy volle verstand, as hy sy volle verstand het, watter mens sal ooit so ietsie sê? Niemand sal so iets, niemand het nog ooit so ietsie gesê nie, behalwe as hy nie lekker is nie. Dis net die Here Jesus Christus wat hierdie bewering kan maak. Dis eintlik nie 'n bewering nie, dis 'n feit. Nog nooit is daar in die geskiedenis so ietsie gedoen tot en met die Here Jesus op die verhoog gekom het, tot hy begin het met sy bediening nie. In Markus 1 vers 14 staan daar, en nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Bekeer julle en glo die evangelie. Elke elke evangelieskrywer het begin met die woorde soos die Here Jesus. Bekeer julle. En die Here self het dit begin. In Markus 1 vers 21 staan daar, en hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. Vers 21 sê, en hulle was verslae, want hulle het nog nooit 'n boodskap gehoor van 'n man soos die nie. Laat ek dit klaar lees. Hulle was verslae gewees oor sy leer, want hy het geleer soos een wat gesag het, en nie soos een van die skrifgeleerdes nie. Want die Here Jesus Christus is God, en hy het met gesag gepraat, en die mense was verslae, hulle het aan sy lippe gehang, omdat hulle nog nooit so iets beleef het nie. En nou sien ons ook, as jy vers 26 gaan kyk, en onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry. Jesus praat met 'n onreine gees, en die onreine gees gaan uit hierdie man uit. En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar gevra het, wat is die fout? Wat is dit? Watter nuwe leer is dit? Jy sien, dit was onbekend. Dit was onbekend, glo ek, dat iemand, ek gaan nou nie die verhaal vertel van die Sadduseërs en die Fariseërs en al daai ouens nie, en hoe korrup was hulle eintlik, maar nie skynheilige mense. Maar toe die Here Jesus op die verhoog kom, toe verander alles.
Hy het met hulle anders gepraat, hy het met hulle anders gedeel. Die Here Jesus het bekend gestaan as die vriend van die hoere en die tollenaars, want hy het nie om laat steur, soos wat Christo vanmôre gesê het. Die liefde van die Here het nie perke nie. Die liefde van die Here besluit nie waar hy kuier en waar hy nie kuier nie. Hy kuier waar daar nood is, waar mense gered moet word. En hulle was so verbaas, dat hulle gevra, wat se nuwe leer is dit hierdie? Wat is dit hierdie? En ons kan eintlik maar sê, hulle het ook verwys na, wie dink hy is hy? En in Lukas 4 vers 17, staan daar, en die Here Jesus was nou weer in die sinagoge, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, en hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar daar geskrywe is, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel is van harte te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis nou als pragtig en mooi wat hulle na geluister het. Maar toe sê die Here Jesus hierdie woorde. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Jy sien, die reaksie terwyl dit nog mooi pratery was goed geweest. Maar nou sê hy vir hulle, vandag het dit plaasgevind, daar vervulling het vandag plaasgevind. En ewe skielik, vers 28 sê, was almal met woede vervul. En hulle het die Here Jesus uitgejaag, en hulle het hom, die stad was gebou op 'n berg, hulle het hom uitgevat, hulle wou hom van die berg afgooi. Maar die Bybel sê hy het net tussen hulle deurgeloop. Tot die disippels, toe die Here Jesus die see stil maak, die storm stil, te sê hulle, wat vir 'n mens is hy? Jy sien, dit was iets heeltemal anders gewees. Hy was altyd daar waar daar nood was, hy was altyd daar waar daar gehelp moes geword het. En daarom was dit 'n hele ander belewenis op die godsdienstige gebied met hierdie mense. Gedurende sy aardse bediening het Jesus sy autoriteit bewys oor siekte, demone, oor sonde, oor dood. Verder het Jesus autoriteit ontvang om die mensdom te oordeel. Die Here God het dit aan hom gegee om mense te oordeel. Hy kon ook hy gaan ook mense oordeel, sommige tot die hemel en ander gaan hel toe. En nou skryf Daniël, hy sê, ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. Luister nou, en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal verbygaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Jy sien, alle mag en alle gesag in die hemel en op die aarde is aan die Here Jesus gegee. En dis hoekom hy dit gesê het ook, want onthou hy het dit nou gesê voordat hy hulle uitgestuur het. Toe sê hy, alle mag en alle gesag en alle krag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. En ons sien dit hierso dis dieselfde hierso in Daniël wat hy gesien het in die eindtye, né? Johannes 5 vers 22 sê, want die Vader oordeel niemand nie, maar hy het die oordeel aan die Seun gegee. Filippense praat van dat God het hom
ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam. En dit is die naam, die enigste naam deur wie 'n mens gered kan word. Dan sê Filippense vir ons, en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here God is, né? Goed. Nou, as ons nou dink aan hierdie gedagte van alles behoort aan hom, dan wil ek vir u sê, die onderdanigheid aan sy absolute autoriteit vir 'n kind van die Here is nie 'n opsie nie. Dis nie 'n opsie nie, dis 'n absolute verpligting dat ons moet buig voor die Here, want hy is in beheer. Kom ek sê so, hy is die baas. Hy het ons gemaak. Hy het ons lewe gegee. Hy het ons lief. En daarom, omdat hy dit is, hy besit ons. Daarom moet ons onderdanig wees aan sy autoriteit. Ons moet hom gehoorsaam. Nou, nog iets wat die Here Jesus kon gee was net hy kon 'n opdrag gee. Want daar in Matteus 28 vers 19 staan daar: gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Dan sê hy doop hulle in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, dit is in die lig van sy absolute autoriteit wat hy hierdie opdrag gee. Onthou nou, hy sê, ek is die baas, ek het al die mag, ek het al die gesag, ek het al die krag, ek is God. En dan sê hy, as gevolg daarvan, stuur ek julle nou. Stuur ek julle om die evangelie te gaan verkondig, om disippels te gaan maak. En sê net vir my gou een ding, ek is maar eintlik gewoond om baie vrae te vra onder die mense wat ek werk. Het die Here Jesus die reg, het hy die reg om van u en my te verwag dat ons hom moet gehoorsaam? Hy het die reg, hy het die absolute reg om vir ons te sê, ons moet dit gaan doen. Dit is sy reg om dit vir ons te sê, hy mag dit vir ons sê. Ok, nou, om disippels te maak, beteken om die kennis van die ware evangelie die wêreld in te dra, sodat mense wat dit hoor, kan glo en gered word. Dit is wat die evangelie is, die blye boodskap. Ek het gehoor iemand sê, dit kan net 'n blye boodskap wees vir iemand as hy die boodskap gehoor het. As jy het nog nie gehoor het nie, is daar geen blye boodskap vir hom nie. Nou, ek wil vir u lees, ons moet onthou die Here Jesus het in die wêreld aangekom, né, om te soek en te red die wat verlore is. Nou, in Handelinge 26 staan daar, nou dit is nou vir Paulus geskrywe, nou, of Paulus het dit geskrywe. Hy sê, maar rig jou op en staan op jou voete. Dis nou die Here Jesus wat aan die woorde. Staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en 'n getuie van die dinge wat jy gesien het. En natuurlik ook van die dinge wat hy nog gaan sien. Dan sê vers 17, terwyl ek jou verlos uit die volk, dis nou die Jode, en die heidene na wie ek jou sou stuur. So hy gaan Paulus nou na die heidene te stuur, om hulle oë te open. Dit is hoekom, om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis na die lig kan bekeer. Vriende, die wêreld loop met oë, maar hulle is blind. Hulle kan nie sien nie, hulle sien nie, dit is vir my altyd so fantasties,
hoe die Here 'n mens red en hoe hy jou verander, dat hoe hy jou oë oopmaak, hoe jy vir die eerste keer in jou lewe, hoe jy dinge van die Bybel verstaan, hoe jy dinge lees, en jy kan 'n ding oor en oor en oor en oor lees, maar elke keer kry jy iets nuuts. Ek het 'n ek sal dit later vir u wys, 'n kursus. Dit is eintlik 'n evangelisasie kursus, maar hy vat 3 weke om deur te werk. En ek doen dit altyd as ek by 'n nuwe kerk kom, dan doen ek dit met hulle. En dit is nou onder die swart mense. En ek wil vir julle sê, elke liewe keer, dan leer ek iets meer van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want dit is so, dit is waaroor die Bybel gaan. En die Here Jesus Christus het die wêreld, hy was betrokke in die skepping van die wêreld, die drie eenheid. En hy het sy skepsele so lief, dat hy sy eniggebore seun gegee het, om te sterf, om te betaal vir ons. En nie net vir ons nie, vir die hele wêreld ook, sodat hy dit kan betaal. Nou sê hy, gaan verder, hy sê, dat hulle van hulle duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God. Ek wonder baie keer, die hel, die mag van Satan, ek meen ons weet hy gaan hel toe. Ek wonder of ons regtig besef wat dit beteken vir iemand wat verlore is, of wat dit vir hom inhou. Jy weet, 'n mens word gered, nie net om jou sonde vergewe te kry nie, maar jy word gered van die toorn van God wat wag om op jou uitgegooi te word die dag as jy sterwe en jy kom nie by die kruis uit nie. God se toorn is daar. God se toorn wag om op jou uitgegooi te word. Dit is vir die wêreldlinge. Dis vir die ongereddes. Besef ons dit. Pla dit ons. Hy sê, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Jy sien, die Here Jesus is in die besigheid van siele. Dis sy besigheid. Hy is die hoof van daai besigheid. Hy wil siele gered hê. Hy wil hê siele moet aan die kruis toe kom. Want hy weet in watter toestand hulle is. En hy weet wat op hulle wag. Daarom is dit die Here se opdrag om disippels te gaan maak, gerig op die wat alreeds disippels is. En nou wil ek hê u moet mooi verstaan. Elke kind van die Here wat gered is alreeds. Onthou, die Here Jesus het begin met die 12. Toe het hy hulle geskool en hulle uitgestuur en hulle teruggekom. En toe die Here Jesus weggaan, toe stuur hy die Heilige Gees, maar ook die kerk om die werk te begin doen. So en daarom elke een van u en ek wat hierso sit, wat waarlik kan getuig in u hart dat ek is 'n wedergebore kind van God, het die verantwoordelikheid. Dit is nie 'n keuse nie. Het die verantwoordelikheid om betrokke te raak by die redding van kosbare siele. Daar's baie maniere, maar ons het die verantwoordelikheid. Dit is nie nodig dat jy die straat gaan stap, jy daar's ander ouens wat dit doen. Maar jy kan dit hier by die kerk doen. Jy moet betrokke wees by een of ander iets om die disippels wat inkom, wat gered word en wat nou inkom, om hulle toe te rus, om 'n pad saam met hulle te stap. Dis ons verantwoordelikheid as kerk. En dit was die roeping van die kerk van die begin af. Dan sien ons, hy sê,
eintlik wat ek net al wil sê is dit gaan oor be an example. Ons, soos wat die mamma en pappa hierso voorbeelde moet wees vir daardie kleintjie, sodat daardie kleintjie, wanneer sy tot haar sinne kom, en wanneer sy begin dinge verstaan, dat sy ook dit wat sy uit die ouers uitsien, so lief alreeds is vir die Here Jesus Christus, dat sy graag ook die Here Jesus wil aanneem. Jy sien, want hulle is haar voorbeelde. En dit is kinders van die Here. Ons voorbeelde moet, wanneer hulle in die kerk inkom, moet ons daar wees om hulle te kan versorg. Ons moet daar wees ons nooi hulle om Bybelstudies te kom doen by ons huise, al sulke goeders. En weet jy wat is die hartseer? Wat's my hartseer? Ek vind dit nie dat daar 'n kerk is wat dissiplinering doen nie. Ek hoor daar's kerke oor die algemeen, gaan uit, gaan verkondig die evangelie, dis goed, dit moet so wees. Maar wat van die nasorg? Wat van daai mense wat jy daar gekry het, wat jy mee gepraat het, en wat jy 'n pad mee gestap het, in die ongeredde wêreld eers 'n pad stap het met hulle. Dan bring jy hulle in, as hulle by die kruis uitkom, dan bring jy hulle in, en dan moet daar mense wees, wat toegerus is, wat reg is, wat wil, wat nie kan wag nie, om hierdie mensies, onthou hulle is nou kindertjies, hulle is nou babetjies in die geloof, om hulle te vat, en hulle toe te rus, met die woord van die Here, en ander woorde, om hulle weer disippels te maak, wat kan uitgaan, en weer gaan disippels maak van ander. Jy ken die boodskap, dis nie iets vreemds nie, maar daar's 'n tekort daarin. Daar's 'n groot tekort daarin. Dan sê hy, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou, wat interessant is vir my hierso is die woordjie in die naam is 'n enkelvoud. So u weet wat dit beteken, hè? Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit het te doen met die drie-eenheid. Dis die drie-eenheid wat betrokke is hierso. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar is in Genesis het die Here Jesus, het God gesê, kom laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelykenis. Enkelvoud. Dit is ook die drie-eenheid wat daarbey betrokke was. Goed, kom, ek wil aangaan. Nou die onthou nou eers, ek myself probeer herinner aan wat ek gesê het. Dit is uit alle gesag, alle mag in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Daar's niks buite sy gesag. Niks buite sy beheer nie. Niks. So op grond daarvan sê hy vir ons, wanneer julle gaan, maak dan disippels. Jy sien, die wanneer julle gaan, is nie eintlik die opdrag nie. Want ons sê mos, die opdrag is gaan. Dit is nie eintlik die opdrag nie. Die opdrag is om disippels te gaan maak. Maar hoe maak jy disipel as jy nie gaan nie? Hoe kry jy, want onthou, toe die mense tot bekering gekom het, het hulle uitgegaan in die Ou Testament, in die Nuwe Testament. Hulle het uitgegaan om ander te bereik, want dit was beskou as natuurlik. Dis 'n natuurlike ding, as iemand by die Here Jesus Christus uitkom, dan maak hy soos daai vrou by die put, sy hardloop terug, en sy sê, man, ek het hom geken, ek het hom ontmoet. Dadelik gaan vertel sy vir iemand anders. Dit is wat kinders van die Here doen. So, weer eens, kom ons gaan kyk dan die volgende punt. Nog iets wat net die Here Jesus kon maak, is 'n belofte. 'n Belofte wat hy sê in Matteus 1 vers 23. Hy begin die boek Matteus met dit, en hy sluit die boek Matteus af daarmee. In Matteus 1 vers 23 staan daar so,
en die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En dan sluit hy dit af in Matteus 28 vers 20 en hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So hy begin met die belofte van Immanuel. Wat beteken dit? God met ons, né? Immanuel beteken God met ons. So dit is al het sê die kleintjie wat gebore gaan word, is Immanuel. En nou sluit hy af en hy sê ook dat hy met hulle sal wees tot aan die volëinding van die wêreld. Nou, wanneer die Here die belofte maak dat hy sê ek is met julle tot aan die einde, beteken dit hy sal met jou wees tot aan die uiterstes van die aarde. Dis wat dit beteken. Beteken hy gaan jou nie vir 'n oomblik alleen laat nie. Hy gaan jou nie vir 'n oomblik gaan wees wat hy nie beskikbaar is vir wanneer jy met hom wil praat nie, wanneer jy wil bid nie. Dit is wanneer jy in moeilikheid is, gaan hy daar wees. Hy gaan jou help. Jy sien, ons het geen rede om nie te gaan nie. Ek dink daar's baie mense wat nie gaan nie, omdat hulle nie weet wat om te sê nie. En die ding is, wat jy moet sê, is eintlik nie wat in jou gebeur het nie, maar wat vir jou gedoen is. Dis die evangelie van God wat so lief het dat hy sy seun gestuur het om die prys te kom betaal. Ja, dit het ons verander binne-in. Toe ons dit aanvaar het, dit het ons verander. Maar dis nie die boodskap wat ons moet stuur nie. Die evangelie boodskap is nie wat die Here vir my gedoen het, wat die Here in my gedoen het nie. Dis wat die Here vir my gedoen het. Want hy het dit vir almal gedoen. Jy sien, in die boodskap moet uitgaan, wat 'n mens daarmee maak, het niks met ons te doen nie. Dis tussen die Heilige Gees en die persoon wat die evangelie gehoor het. Want hy is die ene wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So, dit is maar net eenvoudig. So, daarom sê die Here vir Paulus daar in Handelinge, hy sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. En dan, ek lees nou maar net sulke stukkies in die skrif, want die Here wil nie hê ons moet bang wees wanneer ons onder mense begin werk nie. Ons het 25 jaar lank in Botswana het ons gewerk onder verskillende tribes. En ek wil vir julle sê, dit is nie maklik nie. Om met mense te werk wat jy nie hulle denkrigting kan verstaan nie. Maar ons het daar gewerk en die Here, ons is nou eers weg daar, so na die beroerte, ons is nou Suid-Afrika toe, nou sien ons eers, daar begin dinge te gebeur daarso. Ons het gedink ons is die grootste failures uit, om al die jare daar te spandeer en die evangelie te doen en die mense te leer en alles wat ons gedoen het. En daar's niks om te bewys nie. Nou gebeur daar dinge. Nou kan ons eers sien, jy weet die Here Jesus, hy sê gepla oor of ek wil vrug sien, maar die Here gee vrug wanneer hy wil. Een plant, een maak nat en die ander een oes, nee. Dit is hoe dit werk. En nou sê die Here hierso vir hom, hy sê moenie vrees nie. Ek lees hy sê want ek het baie mense in hierdie stad, dit was die stad Korinthe gewees. Hy het baie mense, so ons moet nooit moeg raak. Ek dink ek wil nie meer met hulle praat nie. Ek het al hoeveel keer met hulle gepraat. Bly maar net praat. Wees maar net 'n spreekwys van die Here. Ons kan nie besluit wanneer ons wil ophou nie. Ons het vir my boetie 21 jaar. Is dit hoe lank lees? 36 jaar lank. Dis my, ek wil net sê, dis my brein wat daar sit. So sy help my baie. As ek vassteek wanneer ek klas gee of enigiets, dan kyk ek net aan en dan help sy my.
36 jaar lank vir my boetie gebid. En daar was tye wat ek gesê het, man, ek dink nie hy sal ooit by die Here uitkom nie. En 36 jaar lank, toe kom die Here, en die Here red hom. So ons moenie moeg raak nie, want hoe weet ons of daar nie nog op 'n tyd mense is wat dit hoor, maar eers later kan ek amper sê verstaan, en dan gaan die Here hulle red. Maar die probleem is, ons moet gaan. Dis die probleem, ons moet gaan. Want dit is dan wanneer ons die Here se krag in sy teenwoordigheid ervaar. Dis wanneer ons gaan. Dink jy dat Moses en Abraham, dat hulle sou ervaar het van die Here wat hulle ervaar het in hulle lewe, as hulle bly sit het? Dit beteken nie nou die Here gaan elkeen van u sê, hoor jy gaan wherever nie. Gaan waar jy is, begin het. Want dit is wanneer ons die Here vertrou, dat ons ervaar wat hy doen. Dat ons sy liefde ervaar, sy genade, sy barmhartigheid, sy beskerming. Dan eers ervaar ons al die goedes. Ons ervaar dit nie regtig as ons net in die banke sit nie. Ons moet betrokke wees by die saak van die Here. Hoe laat is dit nou, dominee? Is dit al 10 oor laat? Okay. Goed. Vriende, goed, ek gaan afsluit, dan ek gaan vanaand met u praat bietjie oor 'n ander tema, en dan gaan ek bietjie vir u wys. Ek gaan vanaand met u praat oor die tema, wat is die kern wat ons sal maak om te gaan? Wat is die kern ingredient van wat ons sal maak om te gaan? Ons sal nie weier nie, ons sal dit doen. Goed, kom ons bid saam. Ag dierbare Here, baie dankie vir vanmôre se diens, en baie dankie vir elkeen wat hier sit, wat kon luister. En ek bid maar net dat u in my hart en in elke hart sal dinge kom verduidelik vir ons, want ek weet nie deesdae meer of ek als reg verduidelik nie, maar kom doen u dit vir ons deur u Gees, Here, sodat ons maar net kan besef, dit is vir u wat ons doen. Dit is die ene wat vir ons sê, gaan, ek is in beheer van alles, en ek kan vir julle alles doen. Ek kan julle beskerm, ek kan julle versorg, ek kan doen julle net wat ek verwag. Ag, baie dankie Here, dat ons al hierdie beloftes het, en Here Jesus, ek vra dat u ons getrou ook sal maak aan u woorde, en dat ons gehoorsaam sal wees. In Jesus naam vra ek dit. Amen.